Goeienaand en welkom by vanaand se bidtuur. Voordat ons verder gaan, kom ons sluit net die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie tydjie wat ons kan afknyp om in U teenwoordigheid te kan wees. Wil U ook elkeen seën wat hier luister, dat U ook met ons sal wees, oomblikke van benoudheid en ook oomblikke wanneer dit goed gaan. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Nou, tema van vanaand se bidtuur is, Christus is by ons in benoudheid en in swaar kry. Nou, in Jesaja 53 vers 3 lees ons, hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van smarte, bekend met lyding. Wanneer ons oor benoudheid en swaar kry praat ons nie oor iets wat Christus van 'n afstand af bekyk nie. Ons dien nie 'n verlosser wat onbewus is van pyn nie. Ons dien 'n Here wat self gelei het. Jesus het nie net gekom om oor lyding te praat nie. Hy het dit gedra. Daarom is die Christelike hoop nie in die afwesigheid van swaar kry nie, maar in die teenwoordigheid van Christus daarin. Nou, Christus ken ons benoudheid. Jesaja beskryf Jesus as 'n man van smarte. Nou, Jesus het verwerping ervaar. Hy het verlating gevoel. Hy was verloon. Sy mense het weggehardloop. Hy het onreg verdra. Hy het fisiese en emosionele pyn geken. In Getsemane was hy benoud tot in sy diepste wese. Lukas 22 sê, sy sweet het soos bloeddruppels op die grond geval. Aan die kruis het hy geroep, my God, waarom het U my verlaat? Hierdie woorde beteken vir ons, geen vorm van benoudheid is vir Jesus vreemd nie. Wanneer ons ly ons nie alleen nie. Ons ly met 'n verlosser wat verstaan. Christus het ons swaar kry gedra. Die kruis staan sentraal in ons geloof. Dis nie net 'n simbool van pyn nie, maar van oorwinning. Jesaja 53 vers 5 sê hy is deurboor oor ons oortredings. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Aan die kruis het Jesus ons sonde gedra, ons skuld betaal en ons skeiding van God oorbrug. Ons swaar kry is nie altyd die gevolg van sonde nie, maar ons grootste nood, die skeiding van God, is deur Christus opgelos. Daarom is ons pyn nie sonder betekenis of hoop nie. En Christus is teenwoordig in ons lyding vandag. Jesus het nie net gelei en toe verdwyn nie. Hy het opgestaan. En die opgestane Christus wandel saam met ons. Hebreërs 4 sê, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede kan meegevoel hê nie. Wanneer jy benoud is Christus naby. Hy tree in vir jou. Hy dra jou wanneer jy self nie meer kan nie. Selfs wanneer jy hom nie voel nie, is hy getrou en teenwoordig in jou lewe. Nou, Christus gee hoop wat verder as lyding strek. Die kruis was nie die einde nie. Die leë graf was die antwoord. Omdat Christus opgestaan het lyding nie die laaste woord nie. Het dood nie oorwinning nie. Het benoudheid nie die finale sê nie. Romeine 8 verkondig, niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is nie. Ons hoop is nie net dat dinge beter sal raak nie, maar dat ons aan Christus behoort in lewe en in dood. En ek wil vir julle nooi, bring jou swaar kry na Christus. Jesus nooi ons nie om sterk te wees nie. Hy nooi ons om na hom toe te kom. Kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is. Christus vra nie perfekte geloof nie. Hy vra net dat ons benoudheid, onsekerheid en pyn aan sy voete neerlê. Nou, geliefdes, in ons swaar kry, kyk ons nie eerstens na antwoorde nie. Ons kyk na Christus. Die een wat gelei het. Die een wat gesterf het. Die een wat opgestaan het. En vandag sê hy nog steeds, ek is by julle tot aan die einde van tyd. Kom ons sluit net die oë. Baie dankie Here dat ons weet dat U altyd met ons is. Al kry ons swaar, al gaan dit goed, al gaan dit sleg, maak nie saak wat dit is nie, maar dat U ons help om ons laste te dra, dat ons ons laste aan die voete kan neerlê, en dat ons weet dat dit in goeie hande is.
Maar dankie Here ook dat U self gelei het, self verneder is, self vervreemd gevoel het van die vriende, dat U swaar gekry het, dat U selfs gevoel het asof God U verlaat het. Maar dankie ook dat U vir ons sondes kon lei, dat U vir ons kon sterf, belangrik nog dat U vir ons dat U ook uit die dood kon opstaan, en vir ons kon help om die dood te kan oorwin, as ons glo in U. Here, al kry ons swaar, al gaan dit moeilik, ons weet dat U met ons is, en ons altyd op U hande sal dra. Dankie ook vir goeie tye, dankie ook vir gelukkige tye, want as dit goed gaan met jou, kan dit ook sleg gaan met jou. En ons wil vra dat U ook met ons sal wees in die goeie tye, wanneer dit goed gaan, wanneer ons gelukkig is. Want dit is ook kosbaar om daardeur te gaan, maar dankie ook dat ons kan uitsien, na wanneer U ons kom haal, om vir ewig saam met U te kan wees, sonder pyn, sonder smart, sonder leed. Seën ook met ons in die res van hierdie week, maar ons ook kan voorberei vir die Sabbat, en dat ons ook die versekering kan hê dat ons weet dat U met ons is. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Goeie aand verder.